75% van 'n troudag bestaan uit vermaak. Dit sluit in klank en beligting. Jy kyk Seremoniemonster met my, Jean-Ray Venter, en saam met my in die ateljee om in te klim agter die skerms van troues is niemand anders as Charles Brecher van Fame Weddings. Charles, baie welkom en dankie dat jy die tyd gemaak het om saam met ons te kom kuier. Dankie om hier te wees. Dis baie lekker. Charles, my en jou pad, ons kom al 'n baie lank pad en dis vir my regtig om nie net met jou te praat as 'n besigheidseienaar nie, maar ook as 'n vriend in die troubedryf. So dit is vir my baie lekker. Vir die van die mense en die kykers wat jou nie ken nie, wie is Charles en wat doen julle? Goed, so Fame Weddings het in 2001 begin. So vir die jong couples wat trou, sê ek net ek doen dit al 10 jaar. Ja. Vir die ouer bruide sê ek doen dit al vir 25 jaar. So ons het ek het al alles gesien, saam met jou ook al baie dinge gesien. Ons het dieselfde waardering vir daai ekstra effort, daai ekstra detail, daai ekstra goeders wat net dit 'n mooi dag laat verloop. Ja. Sê vir my, hoe het jy in die tegniese wêreld opgeëindig? Wat was julle het julle van die begin af troues gedoen of het jy eers anders begin? My heel eerste funksie was 'n troue. So ek was 'n waiter en van waitering af het iemand my aangebied kom help hom op 'n troue. Dit maak daai fooi meer as die waitering wat ek gedoen het by 'n restaurant. En op die heel eerste troue was by 'n golfbaan se klubhuis. Het ek begin en ek het nie 'n idee gehad van musiek nie en die vorige plate joggie ouetjie het gesê, "Ja, hy gaan gou batterye koop 7:00 die aand." En hy het toe nie terug opgedaag tot by oppaktyd wat 12:00 was wat die Jy joke. So ek was nou nogal in die diep kant gegooi om te moet swem in die vroeë 2000s was CD's nog die ding. En ek moes daar soek vir goeders wat ek op die radio herken en gelukkig in daai dae is jou musiek is dit wat op die radio speel is dit wat die mense ken en dis wat die mense dans op en dis wat die mense vra. Ja. Baie makliker so jy het letterlik net nodig gehad om 100 songs te ken en dan was jy baie goed. Ja. Nou post lockdown het almal 'n geïntegreerde algoritme radiostasie op sy foon wat individualisties is. En so die idee van hoe musiek is baie anders as voor lockdown. Voor lockdown as jy iets op 'n kom ons sê Jacaranda stasie hoor en dan is dit lekker en dan luister jy met trou en hy's daar lekker. Ja. Nou is dit so uiteenlopend verskillend wat mense dink wat is interessant, lekker en mooi. Maar ons het nog steeds 'n approach wat jy seker moet maak jy cater vir 100 mense, nie vir 5 mense. Ja. Hoor jy, ek so bly en noem CD's. Ek het nou die dag by 'n troue en ek bedoel dit is nou al 2026. Nou die dag by 'n troue, ek bring altyd musiek saam vir my vermaak gedeelte. En dis nie noodwendig wat die bruidspaar van weet nie. So ek hou dit ook vir hulle as 'n verrassing. En ek kom met 'n USB by 'n troue aan en die ou soos, "Hoorie, waar wil jy 'n USB inplug?" Ek soos, "Nee, ek wil my musiek download." Hy soos, "Nee, glad nie. Ek speel van CD's af." Toe het die ou seker, ek wil nie vir jou lieg nie, seker 12 kratte, daai swart kratte wat jy ook gebruik vir die klank en die beligting. 12 sulke kratte vol CD's en jy kan vir hom enige liedjie sê, hy sal vir jou sê krat nommer 11, album nommer 16, bladsy 3, daar kry jy CD. Dit was so indrukwekkend en ek het hom nogal getoets op dit en hy het nogal dit uit sy kant gebring. Hy het soos al sy liedjies is nog op CD's. Die enigste probleem dan net jou playlist se laaste update het 10 jaar terug gestop met CD. So, dit is nou maar die enigste. Ja, dit was my ek kon nie glo mense doen dit nog nie. Sê vir my, wat geniet jy die meeste van jou werk? So, die 50% eerste benadering is mense. Die experience my pa het my van kleins af geleer is mense gaan nooit onthou wie jy is nie, maar hulle gaan altyd net onthou hoe jy hulle laat voel. Ja. Wat het jy agtergelaat en dit is eintlik maar dis mooi. Meer eintlik net om oor hulle goeders kan ek sê te worry en te kan omgee. Ja. Hulle is nie gepla oor die eie persoonlike goeders nie, hulle wil eintlik net oor hulle self omgee en Ja. so dieselfde met musiek ook is daai experience en fokus wat jy het is om mense se dag mooi te maak en te experience is die eerste 50% wat die belangrikste 50% is. Dan kollegas in kompetisie wil altyd
bemark en roem op hulle die beste toerusting, hulle die beste dit en als, maar as jy nie weet hoe om met mense te werk nie en mense te entertain nie, dan gaan jy eintlik nie heeltemal regkry wat jy moet regkry om musiek te maak by 'n troue nie. Ja, ek moet nogal sê, soos ek sê, ek werk nou al baie lank saam met julle en dis iets wat fyn reg kry is. Mense is vir julle groot prioriteit en julle koop regtig in mense se idees en julle stap daai ekstra myl. So dit's iets wat julle nogal reg kry. Ja, gewoon om weer op daai noot net nog verder te vat, weet jou kliënt is nie noodwendig altyd reg nie, maar hulle het 'n behoefte om te voel hulle is reg. So Ja. as hulle wil brein, dan sê jy, hoeveel brein dan? Geef jy baie brein, weet maar as jy kan nie vir sê nee, ja, ek kan nie op brein nie, brein dit gaan nie werk nie, maar Nee, ek sal byvoorbeeld sê genoeg brein sê my. maar dit is maar die hart is eintlik om te sê, okay, goed, hoe doen ons dit? Ek hoor. Hoe doen ons dit vir jou nice? Nee, ek hoor jou. Sê vir my, wat is iets wat mense heeltemal verkeerd het wanneer dit kom by klank by troues? Ons gefokus is nooit noodwendig hoe is dit verkeerd nie, maar is hoe kry jy dit reg? So om dit reg te kry is maar die etiket in jou goeders wat mense nie altyd vir jou leer nie, is van wat is die indruk wat mense van jou kry is hoe jy present, hoe jy net jouself netjies gemaak het op die dag. Ja. Hoe jy jou toerusting, hoe jy drade netjies mooi weg, Ja. berre wegplak, dat daar niks spaghetti drade gesien word nie. Hoe jou setup nie in die troufoto's is nie. Klein goedjies soos daai Belangrike is punte, wat ja. die ding mense nie oplet nie. Hulle Ja. let verskriklik op daai Ja, goeders. So en dit is ook goeders wat jy nie weer kan terugvat nie. As daar nou 'n draad uitgesteek het of daar was nou iets wat onnet lyk, jy kan dit nie weer terugvat nie, want dit is 'n Ja. lewendige produksie. Ek sê vir altyd vir mense, ek dink dit is waar ek die gaping in die mark gesien het daai tyd, want dit seremoniemeester by jou troue is 'n vreemde konsep, maar dis waar ek die gaping raak gesien het, is jou troudag is 'n lewendige produksie. En ek wat nou uit musiekteater agtergrond uitkom, het daai tyd ek's baie lief, ek's steeds lief vir verhoogbestuur. En dis waar ek gesien het dat troues het deesdae so groot geword dat dit amper 'n produksie is. Dis soos daai wat jy sê, die draad wat weggesteek moet word, die fynere detail, die lap hang nie reg nie. Daar's net een keer wat die deure oopgestoot word. Daar's net een keer wat die bruid kan inkom. Dis net een keer wat die musiek kan speel en dit moet op die regte, perfekte tyd wees, want dit is 'n lewendige produksie. ek dink ook dis wat jou genre, jou gewildheid baie groot maak is van 'n betaalde MC, is dat ja, dis nou 'n paar mooi voordragwoorde en alles wat nice is, maar ek dink jou programbestuur en daai goeters is dan voorberei en nie damage control nie. Ja, Want as by ons by troues is dan as eers damage control, dan maak dit baie onderbrekings en Ja. delays en ja. baie goeders wat jy eers okay wag, ons nou eers hierdie ding fix sonder dat die mense Ja. uitvind en En dit het weer invloed op die res van die troudag Ja. program. Sê vir my, wat was jou grootste leerskool aan die begin van klank en beligting by troues? kyk, ons het in verskillende eras en seisoene goeders in groot geword. So dit is maar met die jare kan ek sê ons is eintlik baie voorspoedig waar hy baie vinnig gewild geraak het, want jy ek het die youngsters wat altyd saam met my gaan, was maar van die begin af, as hulle saam met my gaan, dan sê ek, hou dop, hou net dop, as ek by 'n troue gaan set up en musiek maak, Ja, dan is daar altyd 2 nuwe couples wat by my 'n nommer kom kry om 'n nuwe troue Ja. te boek. So daar's iets omtrent dit waar ja, dit die energie wat ek gebruik om my aanbieding te doen, het dadelike reaksie waar mense soos ek wil die nommer hê want ek gaan definitief hierdie dienste weer nodig hê vir 'n volgende geleentheid. So Sou jy sê die grootste leerskool is dat dit eintlik maar jy's die hele tyd besig om te bemark, want jy's word of mouth. Jy's die handskit in jou actual produk is die grootste bemarking Ja. wat dan naam bou. Ja, Goeie naam, leerskool is ook goeie naam is iets wat jy lank kan bou. Ek het 'n klompie kollegas gesien wat gekom en gaan het wat hulle wil so hard opblaas in 'n goeie naam wat as hy nie volhoubaar is met die diens om te kan lewer nie, dan is hulle letterlik fly by night vir 'n jaar of 2 ja, en dan beloof hulle groot en daar gebeur dalk 'n tegniese fout of iets wat buite hulle beheer is en dan
kan ek sê crash baie dinge vinnig waar jy nie 'n risiko bestuur en 'n weet jy het nog steeds jy beloof groot, maar jy moet nog steeds groter lewer as wat jy weet bietjie meer Ja, ander promises over deliver. ja. Dink jy klank maak of breek 'n troue? Dis altyd maklik om sê ja of nee, maar hy het 'n groot invloed. Ek sou nie sê hy kan 'n trou breek nie. Ja, Want as jou mense vrolik is, ek het al gesien waar die setups baie treurig en hartseer is, maar as die mense is so jolig en vrolik dat dit hulle nie keer nie. Hulle klim self in ja, en help bestuur en help red en alles, ja. maar daar's groot invloede wat bydra tot feestelikheid, tot 'n troue. Ek dink ook dit hang af hoe is mense ingestel. Soos baie keer dan ons by 'n troue, ons is musikaal ingestel, ons het koor gesing en in orkeste gespeel en so aan. So ek soek die hele tyd daai stimulering van musiek, of dit nou agtergrondmusiek is of dit die heel ergste vir my is geen musiek by 'n canapé gedeelte nie. Daar waar die harvest table of die oestafel waar almal bymekaar kom en daar's nie musiek daar nie. Dit is vir my soos 'n kleintjie dood. Ek weet julle doen dit nou met 'n met baie mooi gemak, maar daai's byvoorbeeld oomblikke by 'n troue wat ek voel daar moet musiek speel. So ek is nogal ingestel op klank en agtergrondmusiek wat ek dink ek dink dit gaan oor is jy ingestel op musiek of is dit iets wat jou nie wat jou glad nie pla nie. Sê gou vir my, hoe belangrik is klank regtig op 'n troudag? Kyk, sonder om is dit nie 'n partytjie nie, is dit net 'n ek wil dit nie eens 'n konferensie noem nie, maar ek weet nie wat jy dit noem nie, maar dit is maar, kan ek sê, soos om nie in 'n wit rok te trou nie, is ook so 'n bietjie half is dit 'n troue, is dit nie 'n troue nie. Ja, frowned upon. Ja, ek sê dit is so half 'n key element, weet. Ja. Dis 'n belangrike, Dit is weet baie jy. belangrik. Dis ook soos om sonder 'n predikant te trou en dan weet wat gebeur nou eintlik hierso, weet so. En soos ek sê, 57% van 'n troudag bestaan uit klank uit en ek het 'n studie gaan doen want ek het nou onlangs 'n radio-onderhoud gedoen en toe het ek regtig gaan en 'n troue gaan opbreek en gaan kyk hoeveel, want klank is vir my nogal belangrik en hoeveel van jou troudag, hoeveel persent van jou troudag bestaan uit vermaak en klank, of dit nou is agtergrondmusiek as jy instap waar gaste instap en of dit nou 'n lewendige violis is wat die troumars speel of as dit nou iemand is wat musiek by die canapés. 57% is meer as die helfte van jou troudag bestaan uit klank. Kyk op daai noot, as jy nou 'n tegniese breakdown van 'n troudag. So op 'n 3 minute song average, as jy nou 'n 9 ure troue het van 'n 3 uur tot 12 uur. Ja. Het jy so net so oor die 150 songs wat in 'n dag gebeur. Dis nou as daar nie 'n lewendige strings of musikant of iemand gereël is dit nou net van die DJ afhang om jou musiek te speel. So jy het 4 verskillende playlist scenery changes. So jy het by jou seremonie, jou chapel gedeelte het jy so 45 minute voor die tyd background musiek. Jy kan dit nou nie 2 ure voor die tyd speel nie want dan sit ouma aboude deur en sy dink die bruid gaan nie opdaag nie. So 45 minute voor die tyd en dan het jy dis so. Hoorie dames en here, gryp 'n pen en papier want hierdie is baie belangrike inligting. Dankie dat jy dit met ons deel. Ja, so jy het so 20 songs vir die chapel vir background musiek nodig. My sterk opinie is dat dit moenie te interessant wees dat dit die inkom van die bruid belemmer nie. So jy wil eintlik bietjie meer background musiek wat 'n kerkatmosfeer skep. Almal is verskillend geestelik ingestel, so dit gaan of in 'n geestelike aspek of meer in 'n instrumentale aspek voor die tyd wees. Dan het jy jou kerkdiens, jou chapel seremonie wat dan al sy items en cues en alles binne het. En dan van daar af het jy jou canapés en dit is gewoonlik so 90 minute, uur en 'n half, so 30 songs. Hy het ook by ons is daar so 4 of 5 verskillende playlists van verskillende venues, temas. Ons het baie keer denim en tacky troues, ander is strictly formal, strictly black tie. En die venues is baie keer tuintroues, tuinvenues, baie keer is kathedraal, baie keer dis so verskillend tema georiënteer. En dan ook jou Johannesburg Engels en jou Afrikaans Pretoria, dit is groot
kultuur Verskille. en goeters ook. So van daai 20 songs background vir die chapel tot jou canapés 90 minute, dan jou onthale 2 dele. So jy het 'n eerste 3 ure in met onthaal ete, restaurantstyl love songs wat weer geselligheid het. So daar moet jy die musiekvolume so hê dat mense langs mekaar kan sit en gesels sonder dat jy weet traai luister ja. en traai skree op mekaar, so jy moet daai balans mooi verstaan. En dan het jy 'n bietjie van 'n opwinding opbou wat in daai tyd gebeur tussen die speeches en alles is om daai dansvloer lekker aan die gang op te warm en die mense moet half lus en jikkerig raak vir dans. En dan van daai opening dance af, kom ons sê 8:30 se kant more or less tot by 12 uur is so 75 songs. So dit is jou 150 bietjie meer as dit songs vir die vir 'n 9 ure dag as jy op 3 minute song average werk. En mens dink nie aan daai tipe van goed nie, nê? So dit gaan vinnig. Ons het 'n groot kolleksie. Interessant genoeg radiostasies soos 'n Jacaranda het nooit meer as 1000 geregistreerde songs op hulle album nie. Ek dink dit gaan 'n ander kommentaar en kritiek ook lewer, maar op die herhaling van musiek. Los dit vir ons hier onder. Ja, op herhaling van musiek, maar jy het nie so baie songs nodig nie. So as mens baie keer jou song voorstelle in musiek, elke paartjie het 'n baie verskillende particularheid omtrent musiek. Party van hulle soos nee, hierdie is my songlys. Jy moet so naby moontlik aan dit hou en ander is soos nee, julle weet wat om te doen wat julle doen. Ja. Dan kry ek min tot niks inligting vir die dag. Ander kere het ek so spesifieke persoonlike preference lysie wat ons vanaf moet werk. Ja. Wat dit maar. En net op daai noot, hoe belangrik is dit en speel julle regtig daai lys wat die bruidspare vir julle gee en daai versoek, want ek was al by soveel troues gewees. En dan sê dan is die bruid ongelukkig want dan speel die DJ nie waarvoor sy gevra het nie. Dit sluit dus so 'n klein bietjie aan by my volgende vraag wat ek wil vra is, baie keer dan kry ek 'n troue tot op 'n punt en dan oorhandig ek oor aan 'n DJ en dan verwag ek dat daai DJ die verantwoordelikheid moet vat om verder die aand te vermaak en die mense te vermaak en ek glo daaraan dat 'n trouaand moet bou. En dan gee hy vir my time to say goodbye of wat ook al en dan crash daai hele troue want dit is sy eerste liedjie. Ja. Ek dink dit is so belangrik om wat jy gesê het, om daai verdere vermaak te bied, om mense aan die gang te kry, om die troue aan die gang te hou. En ek dink dis waar daai ding in kom van 'n lys. Gee vir my voorgestelde lys. So my vraag aan jou is, speel julle regtig daai lyste? Ja, so ek dink die toneel, jou scenery het baie verander na lockdown. Ja. In terme van hoe mense die troues nou sien en wil doen. So voorheen 10 jaar, 20 jaar terug was mense georiënteerd oor die groep mense wat almal 'n goeie tyd moet hê. Nou na lockdown is mense baie ingestel op hulle eie persoonlike preference en behoeftes en tot so mate dat mense sê hoorie, hulle het regtig nie 'n saak of die ander mense van hulle musiek hou nie. Hulle musiek moet gespeel word want dis hulle dag, hulle kry die eerste keuse op wat gedoen moet word en hulle wil daarvoor betaal. So nou het jy 'n anderste approach van hoorie maar jou 100 gaste jou Oosrand en Wesrand familie is 'n hele playlist verskil. Weet wat jy nou moet bymekaar maak en dan het jy die bruidspaar wat die gaan nie meer die groep weet gaan en hulle het so spesifieke liefde vir 'n sekere genre en dan is jy soos ons mense georiënteerd so ons gaan hierdie ding regkry in die bruidspaar is baie keer ook hoor jy ons weet as jy 2 songs of 3 songs van hy of haar playlist afdwaal dan gaan hulle jou kom herinner. Ja. So jy moet hom mooi balanseer. Dis waar die vooraf konsultasie meetings al daai goeters is huge belangrik. Verseker. En jou afdeling ook. Ja. Ek dink jou sukses is die voorbereiding, jou beplanning, seker maak julle is op dieselfde bladsy. Dan is die MC werk wat lyk soos 'n klein deel lyk net soveel greater en groter omdat jou vooraf kan ek sê client education en prep en bymekaar kom.
Dis eintlik hulle visie. Ek verduidelik dit altyd so, dit is hulle visie. Jy moet jou bruidspaar as jou kliënt en hulle visie moet jy 'n realiteit maak en jy moet saam daai selfde visie hê. Ek wil gou by jou hoor, hoe belangrik is dit om saam met die regte MC te werk? Dit maak 'n huge verskil. Soos wat jy nou oor en oor sê ook musiek wat sonder musiek is daar nie eintlik partytjie nie. Ja. 'n MC maak 'n groot verskil. Ons die troues waar hulle 'n swak keuse familielid kies wat nie daar wil wees nie op die mic wil praat nie, net 3 woorde gebruik. Daai troues ons sukkel verskriklik om momentum te kry. Jy moet amper half self op die mikrofoon spring en hoor die mense julle moet nou weet ons gaan gemaak het draai by die toilet gaan kry 'n drink en kom dans, weet laat jy net iets in die gang kry want mense wil gelei word in iets. Mense kort nog steeds afkondigings, hoorie wat gebeur nou hier? So mense voel nog steeds, okay, wie vat leiding? Soos dit 'n predikant die diens lei en boodskap bring, is jy die net so belangrik die ander deel van die dag wat jy mense lei in festivities, lei in grapperigheid en weet nie alles is nie noodwendig 'n grap nie, maar mense word gelei in wat gebeur nou, wat is hier aan die gang, hoe bring jy alles bymekaar? So dit lyk so 'n klein ding, maar dit maak 'n huge ding waar ons werk dan soveel groter lyk as daar 'n goeie MC. Ja. Ek dink ook die dinamika het heeltemal verander want deesdae se troue is nie goedkoop nie. Ons almal weet dit. En dit het tot 'n mate, ek sê altyd vir bruidspare, kry eintlik 'n besigheidsaanslag wanneer jy 'n troue beplan. Want jy werk met kontrakte, jy werk met verskaffers, jy werk met dienste, jy werk met mense wat moet saamwerk as 'n span op hierdie dag om hierdie dag sukses te maak. En die oomblik wanneer jy daai ingesteldheid het om dit as 'n besigheid te benader en te sê luister, ons moet hierdie sukses maak, dan raak jou belangrikste rol, dis my opinie, dat die 2 belangrikste rolle is jou seremoniemeester en jou DJ, want dit is die mense wat die dag vir jou aan die gang hou. En ek sê nie net hierdie omdat seremoniemeester 'n professie van my geraak het nie, maar ek sê dit regtig omdat ek gesien het hoeveel verskil dit maak, dat baie mense dink jy vra die ou wat die maklikste praat, die ou met die grootste bek, die grapgat van die familie. Maar dit is nie noodwendig die ou wat jou troudag se sukses gaan bepaal nie, want 'n troue het deesdae so ingewikkeld geraak met sekere spertye, sekere datums, sekere dinge, deadlines moet gebeur, jy moet almal in ag neem, jy moet die venue koördineerder, die chef, die bestuurder, die kelners, die agter die skerms, die wat gebeur volgende, kan ek hierdie nou afkondig, is dit al tyd vir dit, het ek seker gemaak, die kos is warm, voordat ek aankondig, hoor jy ons gaan nou eet. Al daai tipe van goeders, en ek voel dat 'n seremoniemeester het soveel meer druk, in vandag se tyd met troues, omdat troues so groot geraak het. En as jy die regte ou is eintlik 'n besturende ou in plaas daarvan 'n ou wat baie goed praat. Want jou familielid wat die MC is word nou ewe skielik 'n diensverskaffer. Hy geniet nie meer sy troudag nie. Absoluut. Hy het nie meer 'n troudag nie want daar's so baie op daai program wat hy verseker wat hy agter mekaar moet hou. So as jy 'n familielid is en jy is die seremoniemeester, jy kan nie jouself ons het al 'n troues gehad, dan die seremoniemeester ook die troue geniet. En dan is die kommentaar na die tyd, yes, daai seremoniemeester was gesyp. Weet dan weet daar so baie in die program wat jy moet bymekaar hou dat weet sodra jy jou die oog van die bal afhaal dan drop iets. Dan wat is die snaakste of vreemdste klankondervinding wat jy al gehad het by 'n troue? Ons het al baie snaakse goed gesien. Mens hou nie altyd so baie rekord van dit nie, want jy mag nie noodwendig dit weer bemark nie. So jy sien maar, dan dink jy, dan lag jy hard daaroor, maar jy beheer hom maar weg, want jy bemark nou nie almal se leed nie. So jy kan nie lief bemark, maar weet ons, dan sien jy goeders, dan dink jy, yes, dis goud, maar ek kan van niemand sê 'n vuis nie. Dan vra ons vir Julian om bloopers te maak. Of 'n tannie wat gevra is om 'n koek te maak en dan sê by die troue
Dan sê vir die tannie hierdie koek kort 'n yskas en dan nee, los die koek, hy het stokkies in en hy hou hom in mekaar. Dan so tannie, die ding staan al klaar so ster of pizza. Ja, En dan as daai diens begin, dan is daai koek omgeval op die vloer en dan ek onthou jy het vir daai foto gewys. dan moet jy nou daai dier besigheid met jy nou red. Dit was 'n real life event. Hoor jy gepraat van real life event? Vertel net gou so vinnig wat jy kan julle grootste trou wat julle gehad het. Ek onthou daai massiewe plaas troue. Vertel my net gou so vir ons kykers so vinnig van daai Okay, dit was in massive troue. 2021 met erg lockdown met die erg maskers op die gesigte. Erg ja, maar in die platteland op Wakkerstroom is daar's nie stadsreëls nie. Ja. So die een megaboer hy het 1000 mense genooi. Yes. En in lockdown het die helfte van hulle het gesê nee, ons is nou bang vir lockdown beweeg. So toe daar so 550 mense het toe opgedaag vir die troue. So 550 mense is gehost en oorgeslaap en gekuier die aand voor die tyd met 'n Rikus Nel bejing show en net 'n vinnige opwarm. En hulle sê toe nee, is net iets rustig die aand voor die tyd net tot 9uur toe want almal moet gaan rus want dit is groot dag môre. En toe daai partytjie eers uitbreek, toe is ons tot 2uur die oggend besig. En toe dis dit nou half wat jy half broos opstaan vir die troue wat 'n huge dag is en daai net ook toe weer volgende 4uur toe gaan want jy het net te veel energie wat lus is om kan ek sê gebruik te word. Dis hierdie stories waarvoor ek leef op hierdie program. By Seremonie Monster waar ons 'n bietjie agter die skerms inkruip. En hierdie was regtig een van die grootste troues wat ek al gesien het en Charles het vir my al die foto's gewys. En ek kon net vir julle prentjie skep. Dit was 'n hele skuur met 550 mense, skerms ingebring. Van plaaswerkers regdeur tot gemeenskapslede, boere, vriende, familie en dit was regtig nog die grootste troue wat ek nog gesien het. So nee, wel gedaan vir julle wat ook die kapasiteit het om so 'n groot troue te doen. Sê gou vir my, het jy al ooit iemand se toespraak gered deur middel van klank? Ja, nie so indirek het jy maar altyd 'n weet jy Backup plan. Ja, wat jy gou die familiemense en jy almal opstel om gou iemand te help en te kan ondersteun. In jou vroeë jare was die Afrikaanse kultuur was om die bruidegom nou baie kan ek sê in te meng en gas te gee en dan jy moedig dit aan so in die begin maar dit help nou nie jy gee hom glad nie kans om nou te kan praat nie. Tydens die toesprake. Ja, want ons altyd ook lief en leed en alles ietsie van alles so. Ernstige oomblik. Maar net om 'n intro te kan gee en sê hoorie hy gaan nou half grief gegee word, maar in jou Engels en jou ander kulture is dit glad nie gebruik nie. Ja. Maar dit het ook nou al so 'n bietjie sy momentum of sy iets verloor. Ja, en wat is dit met Afrikaners wat dit doen? Soos ek kom agter dit is net ons Afrikaners wat how the hell can you believe it en dankie baie dankie en al daai goeie skree tydens 'n toespraak wat eintlik so mooi en opregte oomblik is. Het jy al dit by 'n ander troue beleef as Afrikaans? Ja, ek dink seker maar die manier van Afrikaans hoe die bachelors en die manne kamerade en die goeters hoe hulle nou hoe tergees teenoor mekaar is. Ja. Ek dink dit is maar die kultuur ding. Ja. Dis half simpel en eintlik goed dat hy half uitgewater het, maar daai is maar nog steeds daai kameraadskap waar jy uit een best man, maar daar's eintlik 10 van hulle voor hom. Nee, ek is baie bly dit besig om uit te sterf. I can't deal with that. Nee, dit is vir my so mooi oomblik. Dis soos die een keer doen ek 'n troue en almal is soos hulle het so kreet wat hulle sing, die mans te kreet en almal trek toe hulle skoene uit en gooi hulle drank binne in die skoen en drink uit die skoen uit die drank. Ek was soos hierdie is nie die bachelor partytjie nie, vriende. Hierdie is die troue. Hierso gedra ons onsself. So nee, ek is baie bly dit is besig om uit te ster want ek kan nie wag vir 'n lekker rustige. Ons het een van die troues 'n klomp jare terug het ook 'n besige vriendegroep het die bruidegom daai hulle noem dit coinish wat jy mos die munt drop. Ja. Hulle het met hulle trouringe gespeel. En ons het dit op video ook my. Dit was ook 'n ander crowd wat so half
daai storie vertel. Nee, nou het ek genoeg gehoor. Die volgende segment in Seremonie Monster is bietjie raad vir ons bruidspare en dis hierdie gedeelte waar hulle gewoonlik op die punt van die banke sit, want ons gee vir julle direkte raad agter die skerms in die troubedryf. Charles, sê gou vir my, wat moet paartjies altyd prioritiseer wanneer hulle klank bespreek? Ons het 'n proses wat dit so bietjie meer kan ek sê sistematies voorberei maak. So daar's 'n van 'n mense luister nie baie goed nie, maak saak hoe oud hulle is nie. Dis maar almal soos kleinkinders, party is net ouer. So jy moet 'n herhaling gebruik op e-mail, jy herhaling op 'n WhatsApp, herhaling in die Zoom meeting en wanneer jy hulle sien. So daar's baie herhaling wat die goeters herhaal vir hierdie is die orde van 'n dag. So ons het 'n booking information vorm wat nou die eerste bladsy is nou wie MC, wie preek, hoeveel van almal, hoe laat alles, wat prentjie vir 'n bietjie bymekaar. Ja, en dan wat is die special effects items van cold sparks en confetti cannons en lae rook op die vloer en al daai goeders en dan jy nou jou bladsy 2 is nou jou algemene mees gebruikte cues, jou formalities, jou instap, uitstap, goeders gooi, koeke sny. Ja. Al daai goeders wat formele cues het. Almal is nie so erg tradisioneel oor die cues nie. Almal gooi nie meer kousband en sny die koek soos tradisioneel nie, maar vir daai cues en party het ander goeders by waar by die chapel is daar nou eers oumas wat instap en dan bruidegomme en dan weet bietjie meer layers van cues wat nou daai wat sekere aspekte dan uitbrei of minder uitbrei. En sê vir my, ek sien die nuwe trend is nou, ons het selfs op ons sosiale media kommentaar ontvang. Die nuwe trend is nou om 'n regte DJ by die troue te kry. So hoe belangrik is dit of dink jy ons is al daar waar dit 'n playlist manager versus 'n regte DJ? Wat is jou gevoel rondom dit? Ja, daai is 'n as jy kan nie so sterk opinionated wees omtrent een ding, een skoen fit almal nie. Ja. As jy nie weet hoe mense te entertain nie, gaan jy dit nie met 'n controller reg kry nie. So ons self gebruik ook klankcontrollers. Dit is maar net 'n fisiese tegniese ding wat die rekenaar ook kan doen. Op rekenaar het jy net 'n bietjie meer die songs mix and fade en alles nog steeds mooi in mekaar. Maar as die DJ besluit hy wil nou alles op sy controller vir jou wys wat hy kan doen, dan haak jy partykeer vas op 'n EDM genre of iets wat met doef. Ja. Waar op 'n troue het jy partykeer 'n groep wat wil klipwerf two-step luister of 'n wals of 'n ons het 'n troue gehad nou die dag wat die twee het by 'n dansskool ontmoet. So daar's foxtrot en two-step en al daai goeders wat die kultuur missing het en dan is dit soos dan moet jy daai controller maar nou of jy gaan nog steeds invade en alles maar jy gaan jou beat matching gaan 'n bietjie minder prominent wees op al daai songs. 'n bietjie meer samba. ja, samba en foxtrot en al daai goeders wat dis nice om te sien. So ek dink jou playlist manager approach is nog steeds swaarder nodig as net om te wys ek kan nou 'n bietjie op die decks nou mix en wie die ouens waar ietsie in sê. So dit skep 'n hype en dit gaan eintlik daai controller werk kan ook nie regtig sy groot effek hê as daar nie genoeg volume is op die speakers nie. Ja. So en dit gee die gevoel. So 'n goeie song doen die ding meer as die fancy big matching want jy kry nou alles so klaar vir jou weergawe jou selfe Ed Sheeran song kunstenaar gaan vir jou 7 song weergawe van 'n song uitbring wat vir verskillende radiostasies en clubs en alles anyway is. So daai gaan oor om die regte song in die hande te kry meer as wat jy nou as jy nou vir mense sê nee, maar omdat jy nou 'n paar ekstra wikkies in het, is jy nou beter, maar as jou seleksie nie kan ek sê mooi waterdig is nie dan mis jy nie mense. Ek hoor. Sê vir my, is 'n klanktoets belangrik by 'n trouvenue? Ja, as my selfe vraag is voorbereiding nodig vir enigiets. Ja. Voorbereiding is so belangrik Ja. Wat moet paartjies vooraf met 'n klanktegnikus kommunikeer oor hulle troudag?
Dis my jou tegniese cues, jou tegniese setup, jou tye, jou punctuality, hoe laat jy oral gaan wees, selfs jou predikant het 'n klanktoets nodig. Ja. Jou MC het 'n klanktoets nodig. Jy kan nie vir die eerste keer op daai mic, want jy verloor al jou momentum as jy vir die eerste keer uitfigure die mic vang nie lekker op nie, die mic doen iets snaaks. Mikrofoon as jy wil begin nie, want jou eerste first impressions is belangrik. Ja. Ja. Ek is nogal puntenerig wanneer dit kom by 'n klanktoets. Baie keer dan werk 'n program net so uit want die DJ sê net maar by die kapel, maar ek wil nou klanktoets doen en nie onthaal. Dis ek praat nou van vroeg. Ek kom nou hier 2-3 ure voor die troue begin, is ek al op die venue. En dan baie keer dan mis mens nou daai slot. En dan sal dit nou wraggies soos wat Murphy dit nou wil hê, want ek het 'n baie dramatiese inkom by my dit help my bietjie met my senuwees. Maar ek het 'n baie dramatiese inkom net om so 'n bietjie vermaak te verskaf vir die mense. Maar dan daai eerste dames en here is vir my so belangrik en dan as ek nie 'n klanktoets gedoen het en daai dames en daar gaan die klanktoets, dit grief my. So ek is nou nogal erg op 'n klanktoets. Okay. Vinnige steekvrae, net 'n lekker vinnige antwoord. Jy kies net een en dan kyk ons wat steek agter Shaal. Wired mic of wireless? Wireless. Live band of DJ? Dit hang af, dis nie 'n ander vraag, maar live DJ. Live DJ, mooi. Sagte agtergrondmusiek of party vibes? Party vibes. Groot speakers of minimalistiese setup? When in Rome. As die partytjie daar is, vat groot speakers. Mooi. Indoor akoestiek of outdoor challenge? Indoor. Mees irriterendste ding wat mense op 'n mic doen. Ek het 'n hele paar. Kyk, as hulle hom soos 'n gangster vashou, laat hy daai hele capsule vashou, dan kan ek niks doen nie, ek kan hom net afsit. Want jy dit wat hy moet kan doen, beperk jy en jy soos hoorie, ekskuus, jy moet jou Dit is verseker so. die kop ophou nie toefakkie. Die mees overratedste klanktrend. Nee, vra my vas. Ek dink die nuutste musiek is nie blywende musiek nie. Daar's nog steeds jou 80s, 90s, 2000s. Ja. Daai musiek het net kry meer waarde in vir die nuwe goed wat uitkom het. Soos dis nou nice jy luister hom, maar jy gaan hom nie weer luister volgende jaar nie. Ja, maar dit kan ook 'n trend wees. Ja, so dit is maar die trend. Ek dink daar's min musiek wat uitkom wat soos die 80s, 90s, 2000s wat net gaan lewendig bly. Ja. Dit was dit van klank en beligting agter die skouspelagtigheid van troues. Ek het saam met Shaal Bregger gekuier, maar vir nou gaan ons eers ons hande vuil maak by die monsterstasie waar ons vir jou wys hoe om met 'n mikrofoon te werk. Toets, hierdie ene, hier sê. Lekker. Welkom by die monsterstasie, doen dit self. Dit is by hierdie geleentheid waar ek en Shaal van Fame Productions vir julle so 'n bietjie meer gaan vertel hoe om 'n mikrofoon te gebruik. Shaal, baie dankie dat jy saam met my kuier. So, alhoewel mens baie mikrofone en verskillende style van mikrofone kry, bly daar net een manier hoe om 'n mikrofoon te gebruik en hoe nie. So gee ons 'n bietjie wenke rondom mikrofoon gebruik en hierdie gaan regtig van seremoniemeesters regdeur tot die dronk oom wat 'n toespraak maak. Die tricky ding is jy werk met mense wat nie hou van 'n mikrofoon nie. So as hulle self hoor, meeste van die tyd as jy bietjie meer volume gee, dan gaan daai mikrofoon na die bel toe en dan is dit hoe meer volume ons gee, so die ons klankmanne wat nou klank doen, as die mikrofoon sak, dan sak ons ook die volume, laat die volume kan sagter raak. En dan gaan die mikrofoon so self op. Die mic stands wat se
se skroefies uitgeweer is, ons noem dit die worship stands, want die mic gaan sak so af, so onder toe. Dis nou maar die grappie van die setups as die mic stand so bietjie sy skroef styfheid verloor het. Maar vir iemand wat nie weet nie, dan sê hy nee, hou maar net bietjie, ons sal daai volume beheer, dan weet ons jy kan ergens om net hou by die ken, ons kan die volume doen af en af. Helfte van die tyd is daar iemand wat so bietjie wil, dan help dit, maar die persone wat nie noodwendig wil nie, hulle is die mense wat so mikrofoon by die belt het. Maar dit is maar net as jy dink jy's reg, dan het jy weer iemand wat jou weer grys hare gee met 'n mikrofoon. Ek het al gesien hoe mense baie keer dan sê ek vir mense hoorie en as ek as seremoniemeester oorgee aan iemand, dan sê ek soos hoorie hou hom naby genoeg aan jou mond. En dan kry jy regtig party mense wat vergeet en regtig party mense wat intentioneel so bang is of angstig is dat party mense praat so en dan hulle besef nie wat se invloed dit het nie of party begin so praat. En die oomblik wanneer jy so praat, dan jou hele klankstelsel en al jou volume en jou projeksie gaan bo oor die klank. So dis hoekom ons altyd sê ek hou van daai wenk wat jy het om hom teen jou ken te sit. Hierso is dit regtig baie goed en gereguleerd. Jy's in beheer, niks kan gebeur nie. Onthou net om hom altyd saam met jou kop te vat. Want dis wat party mense doen is hulle die oomblik as hulle begin rond beweeg en dan begin dit gebeur en hulle hou aan praat. So dis lekker belangrik. Moenie aan die kant praat nie. 'n Mikrofoon is nie so ontwerp om aan die kant te wees nie. Ek weet nou nie of hierdie ene kan uitdraai nie. Nee, hy kan nog nie. Maar kom ons gebruik hierdie ene as jy hom net daar vir ons kan uitdraai of ek wil net gou 'n kop wys om vir mense te wys wat gaan aan binne 'n mikrofoon. Die oomblik as jy na die kant toe gaan, hy is nie so ontwerp nie. Alhoewel hy gedeeltes het wat oop is aan die kant. En party mikrofone is so ontwerp soos byvoorbeeld hierdie ene is ontwerp om aan die kant te praat. Maar is jou hoofdoel van 'n mikrofoon wanneer jy aanbied is om van bo af te projekteer sodat jou klank van hier af kan ingaan. So alhoewel hy gapings het aan die kant om so te praat, is jou hoofdoel maar om van hier af te praat. En dan dink ek altyd dit is belangrik om baie mense hou mikrofoon onder vas, baie mense hou hom hier vas, baie mense dink hulle gaan sing. Ek dink wees net gemaklik. Ek sê altyd 'n elmboog teen jou liggaam en teen die ken is altyd baie lekker. Dit is nie noodwendig almal wat so praat nie. Ek is al baie natuurlik met 'n mikrofoon, so ek go with the flow. Maar en ek dink daai wat jy ook sê, ek wil by jou hoor, hoekom is bly ons op hierdie een? Lekker. Hoekom is daar reverb en feedback gewoonlik met 'n mikrofoon met verskillende vlakke van praat? Ek weet die Afrikaanse term is kringfluit. Okay. Kringfluit is waar jou mikrofoon se frekwensies dan weer terug in die speakers inwerk en dan het jy daai klinker soos 'n hoë noot, maar gewoonlik jou lae note op die mikrofoon wat hom terugspoel en dan het jy daai fluitgeluid. So dit is meerendeels is dit 'n groot produk begin wat die produk dalk nie die karakteristiks het nie. Maar dan is dit ook maar 'n EQ, volumebeheer, jou venue se akoesties. Ek gewoonlik vir almal wat nie mikrofoon vaardig is nie, mense gaan applous gee vir die effort en nie die skill nie. Waar jy net vra geld vir die skill en nie die effort nie. So dis is almal met die opening dance ook, weet jy. Ja, is dus nee, doen net jou ding, hulle sal vir jou applaud, al is dit baie crappy geweest. So dan moet jy maar daai stresse, want meeste mense stres vir publieke spreekwerk, weet jy. En dan is daai, jy weet, dan staan daai mikrofoon daar en jy kyk vir die tafel en vir daai tafel en dan sak jy mikrofoon en dit is dan dit van daar af nogal verkeerde aandag. Wat sou jy sê 'n mic stand of 'n mic van die stand af? Vir iemand wat nou angstig is. Kyk, 'n mic stand gee vir jou konstantheid want die videograaf wil ook hê die persoon hy wil ook nou nie daar gaan try om soek soos 'n rugby game nie. Jy moet dan net bewus wees om die hele tyd terug te gaan na daai posisie toe jy is. Soos as jy kyk, moet jy dan
bewus wees om jou mond deel te daar te hou. Almal is ook verskillend met hulle hande want Ja. die ou wat wil vliegtye land gaan 'n mikrofoon ook Ja, kan ek sê ja. rondswing. Nee, hoorie Saal, baie dankie. Dit is lekker insiggewende gesprek rondom mikrofoon. Die vrees wat almal het, maar tog moet ons hom gebruik by troue. So as jy volgende keer praat met 'n mikrofoon, vat hom, wees rustig, wees gemaklik en praat soos wat jy met enigiemand praat. Kyk rond soos wat jy met enigiemand praat, maar maak seker hy bly teen jou ken. Saul, baie dankie dat jy vandag saam met ons kom kuier het en meer spesifiek oor klank en beligting en wat regtig saak maak agter die skerms van troues. Ek waardeer jou vriendskap, ek waardeer ons besigheidsverhouding wat ons het en dankie dat jy by my kom incheck het. Baie dankie. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het en geluister het na insiggewende gesprekke hier op Seremonie Monster Potgooi, waar ek en Saul behoorlik pot gegooi het. Onthou om ons te volg op sosiale media waar jy ook ander potsendings en verhale kan kry van agter die trouskerms. En onthou, 'n troudag is nie net 'n dag nie. Dit verg 'n span besonderse mense om jou dag onvergeetlik te maak. Tot 'n volgende keer. Totsiens.